Nou mense, ek is om Koos van die Groot Karoo. Vandag gaan ons weergawe van tabasco saus maak. Nou ons noem het nou maar nie tabasco saus, ons noem het tabaksaus. Dis er na genoeg in tabasco. Nou kyk, ons het nou hier jalapeno russies. Ons het 'n hele klomp hieronder gekry by 'n ou. Nou ek wil nou net eers vir julle vertel voor ons nou. Dis die laaste paar. Hier is 'n klomp wat er opgechop is. Dis omtrent 'n warm werk. Ek is nou my boeke inskryf waar almal my so sterk aanmoedig. Nou in die boek is nou 'n afdeling oor homesteading. Nou ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir homesteading is nie. Dit sou baie gaaf wees as julle vir my laat weet of ander woorde gee. Ek gebruik nie graag Engelse woorde nie. So daar's 'n hele hoofstuk wat ek aan homesteading wil hê, hoe dit werk. Ek wil nou gou vir julle vertel hoe ons homesteading nou hier werk so tot 'n mate. Ek het die chilies hier by 'n ou geruil hier onder die berg. Hy plant groot chilies. Sy naam is ou Jan Sakbroek. Nou kyk, ek wil nou net vir julle sê, dis nou baie 'n aardige bynaam, net so 'n bietjie die agtergrond van die bynaam gee. Hy het nie vir nie die naam Sakbroek gekry nie. Die ou, hy het in sy jong dae vir 'n baie mooi Duitse meisie gaan kuier daar bo in die noorde van, toe het nog Suidwes was. Nou hy voorsweer het geen bybedoelings gehad. Het was gewoon 'n suiwer platoniese vriendskap. Maar die ongeluk gebeur toe so dat terwyl hy daar is, vind daar 'n leeujagery plaas en hy moet nou ook aan die leeujag deelneem. Nou die enigste leeu wat hy op daai stadium gesien was nog op 'n prent. Nou soos dit maar partykeer gaan, moet goed, die leeujagery het nie heeltemal volgens plan verloop nie. En die ou leeu het so vir 'n wyle dat hy die hoofrol in die drama vertolk. Nou gelukkig was daar ervare leeujagters by en hulle het gou goed die saak onder beheer gekry. Maar na die jagtery verby is, doet ou Jan die naam van Sakbroek. Nie die spelling is reg, dit is Sakbroek. En hy die naam tot vandag toe, nou jy moet hom nou nie vra oor die leeujagtery nie, hy wil nie daaroor praat nie. In elk geval ons die chilies by hom geruil. Nou die chilies het ek geruil vir 2 sakke piekeloeie, wat ek weer geruil het hier by ou Gert Bakoor. Hy het klomp oeye geplant vir 'n bietjie heuning. Nou so op die manier het ons nou aan die goeders gekom sonder om geld te spandeer. En ou Sakbroek het 'n buurman aan die ander kant van hom, ou Armans Horrelvoet. Hy plant weer tomaties op kontrak vir een of ander fabriek. Nou as hy nou sy kontrak gedien, so dan is daar nou baie tomaties oor. Dus ons nou weer daar 'n paar krasse tomaties gehaal en ons gaan net vir hom weer ruil vir tomatie konfyt. Nou so dis nou maar net so vinnig hoe ons homesteading werk. Nou kyk, ons nou hier ou Sakbroek se chilies, jalapenos, hulle is nog redelik warm. Ons chop hom nou op, sny sy steeltjie af. Nou kyk, 'n mens moet nou baie omsigtig werk met 'n chili. Almal van ons nou party daar vat daar waar die velle bietjie dunner is op 'n ander plek. Nou voor dit nou gebeur, was nie hande deeglik. Want as jy dit nie doen nie, kan jy miskien soos ons rond hier op die grasperk moet jy heen en weer sleep. Dis al wat die brand wegvat in 'n baie ongemaklike posisie. So ons chop nog goed die laaste paar chilies op en dan gaan hulle na die emmer toe, en gaan hulle in die emmertjie toe, dan gooi ons dit daarin en hy word ook gegis. Maar hy gis omtrent vir 'n maand lank. Ons het nou al hier hy emmer wat 'n tydjie aan die gis is, dit kan omtrent nog, hy staan al so 2 weke. Ons wil net vir julle wys hoe lyk hy. En dan as jy daar afkom, word die chili saus word met 'n syn gemeng. Hy's bitter na aan tabasco saus. Ek weet nie of ek my geheime sommer so verniet moet weggee. Ek kan nou seker al 'n hele welvarende man gewees as ek my geheime verkoop het, maar nou ja, so gaan dit mos nou maar. Okay, hier is chilies nou al gechop. 3,4 kilos opgechopte chilies, habaneros en jalapenos. Hulle is nogal warm. Nou gaan ons dit nie emmer gooi. En as jy nou dink die vrugtevlee is erg oor die appel is sy naam, en nou kyk hierso. Gooi 3% sout by. Ja, sê. Nou kom die groot geheim, en ek weet nou nie, ek moet seker na regte nie hierdie geheim verklap nie, maar dis tomatie water. Nou kyk, as ons die tomatie konfyt kook, dan haal ons die skille af, en die water wat in die bak
agterbly. Dis die water hierdie wat ons hou. Ons gooi hom hierby. Dan maak hy dan baie na aan Tabasco saus. So nou ja, nou sit nie meer 'n geheim nie. Ons gaan nou roer. Kyk hoe dit lyk. Miskien moet hier nog 'n bietjie water bykom. Hier ons skoon fonteinwater. Hierdie sout. So net reg, ja. Die besigheid ruik in 'n Tabasco saus. En moet toch net die honders hierby kom. Hulle vreet nou hierdie bak heeltemal op. Gooi so 'n bietjie water by. Maar kyk, so ek sê, hy gis omtrent so vir 4 weke. So jy kan maar genoeg water by wees, want jy verloor 'n bietjie water van die tyd. OK, ons check hom elke dag op. Roer hom so 'n bietjie, sit weer eens die deksel op, so los weg en dat hy staan. Kyk dit elke dag. As jy miskien wit mif bo op het, skep dit net af. Roer jou besigheid, maar hy kook soos 'n pot boontjies op. OK, hier is ons eerste beste Tabasco soos al 2 weke lank aan die gis. Hy is nou maar so stil, maar geen net na môreoggend toe kan dat kook hy laat die skuim staan. So hy moet nog miskien 2 weke, miskien nog 2 weke, miskien nog 'n week. Alles hom uit, alles die saus uit en hy ander goed wat oorbly vandag, of hy maak ons het beroemde rooi jakkals braaisout. Nou ja, so ver. Nou ja, hier is ons nou 5 weke later by ons chili saus. Nou, hy het nog lekker geferment. Hy ek weet nie ferment of gis of dat dieselfde ding is, maar hy het ferment. Nou ons gaan hom nou uitsif. Laat die pulp en die goeters nou als inkant toe kom. Die pulp gaan ons nou later uitdroog in die oond en hy goed gaan ons nou fyn maal en daarmee gaan ons nou ons beroemde rooi jakkals braaisout maak. Hierdie saus ruik baie lekker, hy lyk baie lekker en hy is so na aan die beroemde saus van Louisiana as wat die mens kan kry. Ons noem hom nou maar tabaksaus. OK, hier het ons nou ons saus gesif. Hierdie so ek sê, hierdie pulp gaan ons nie ontdroog maak, fyn maal. En daarmee gaan ons nou ons beroemde saus maak. Hier het ons nou hierdie saus gemaak. Hy so na daai beroemde saus wat jy kan kry. Nou kyk, hier het ons appelsyn, ook wat ons self gemaak het. Organiese appelsyn. Ons gooi net so 'n bietjie appelsyn by. En dan proe ons hom. En dan kyk, hy het nou die regte consistency, alles. Dis so na as wat jy kan kry. Ai, dis hy daai. OK, ons maak ons botteltjie vol. Nou so 'n klein bietjie. Daar is hy, ons beroemde rooi jakkals tabaksaus. Die beste wat jy kan kry op die aarde, nie te warm nie. Hy is net reg. Nou ja, in van die dae het ons so 'n klomp botteltjies na, julle maar praat as julle wil hê.